Môre, dis Woensdag die 22ste Julie en ek hoop jy begin vandag met vrede in jou hart. Nie omdat alles in jou lewe reg is nie, maar omdat God se genade altyd groter is as jou verlede. Gister het ons gesien hoe Juda bereid was om sy eie lewe vir Benjamin te gee. Dit het gewys dat sy hart verander het. Maar vandag kom ons by een van die mooiste oomblikke in Josef se verhaal. Josef kan homself nie langer terughou nie. Hy maak homself aan sy broers bekend. Hulle verwag oordeel, maar hulle kry absolute genade. Vandag lees ons saam met Genesis 45 vanaf vers 1 tot 8. En ek wil jou aanmoedig om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees, want die titel van ons oordeenking is Genade uit die troonkamer. Dink gou hieraan, wanneer jy aan God dink, verwag jy straf of verwag jy genade? Nou kom ons begin. Josef stuur eers die Egiptenaars uit die vertrek. Toe gebeur iets wat niemand verwag het nie. Die Bybel sê in vers 2, daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En toe draai Josef na sy broers en sê, ek is Josef. Die broers is sprakeloos, hulle is verskrik. Die man voor hulle is die broer wat hulle jare gelede verkoop het. Hy is nou die tweede magtigste man in Egipte. Hy kon hulle laat straf, hy kon wraak neem. Maar luister wat sê Josef in vers 4. Kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy in vers 5, maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Wat 'n oomblik! Waar hulle oordeel verwag het, ontvang hulle genade. Hier leer ons iets baie belangriks. Josef ontken nie wat sy broers gedoen het nie. Hy sê reguit, julle het my verkoop. Hulle sonde was werklik, maar dit was nie die einde van die storie nie. God was al die tyd aan die werk. Hy het selfs hierdie sonde gebruik om baie mense se lewens te red. Dit beteken nie God keer sonde goed nie. Dit beteken wel dat niks sy plan kan keer nie. Selfs wanneer mense verkeerd doen, bly God in beheer. Hoor jy hoe hierdie antieke verhaal ewe skielik die hele evangelie oopsluit? Dit wys reguit na die hart van die Here Jesus Christus. Net soos Josef is Jesus deur mense verwerp. Hy is verraai, vals beskuldig en oorgelewer om te sterf. Maar God het juis daardie grootste onreg gebruik om die wêreld te red. Aan die kruis het Jesus die straf gedra wat ons verdien het. Hy het gesterf en op die 3de dag het hy uit die dood opgestaan. Vandag leef hy en hy nooi elkeen wat na hom toe kom, nie om veroordeel te word nie, maar om vergifnis te ontvang. Die woorde van Josef, kom tog nader na my, wys vooruit na die uitnodiging van Jesus. Hy stoot sondaars nie weg nie, hy roep hulle nader. As jy vandag jou vertroue in hom plaas, sal jy ontdek dat sy genade groter is as jou sonde. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat u genade groter is as ons sonde. Dankie dat u selfs moeilike dinge gebruik om u goeie plan uit te werk. Here, vergewe ons waar ons bang is om na u toe te kom. Dankie vir die Here Jesus Christus. Dankie dat hy vir ons gesterf het. Dankie dat hy opgestaan het. En help ons om vandag naby aan u te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As iemand jou vandag seermaak, onthou hoe die Here jou vergewe het. Wys mense na Jesus toe. Hy nooi steeds mense nader en sy genade raak nooit op nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.